Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Vanoggend het ons so 'n paar tegniese probleme gehad, so ek vra om verskoning. My plan A, B, C en D het nie gewerk nie. En toe uiteindelik hier is ons nou. Nou kan ons ten minste saam sing. Geliefdes, dit is weer Geloftedag en dit is altyd 'n kosbare tyd in die jaar. Dit is 'n tyd waarin ons onsself weer herinner van nie net wat die Here in die Bybel doen nie, maar wat hy nou hier by ons steeds doen. Dat ons 'n lewende God dien en dat hy ook by ons is. Geliefdes, as ons hier so by mekaar raak op hierdie dag en ons begin dink aan al hierdie dinge, dan raak ons opnuut bewus daarvan dat God is besig met ons. Hy is besig met jou as mens. En so kom ons groet vanoggend die Here, hierdie lewende God, en ons sing saam. Kom ons groet hom met die woorde van 'n samekoms, 'n vergadering van die kinders van die Here, lied 164. Ons is almal hier te saam. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Geliefde kinders van God, die Here Jesus, ons verlosser, die God van hemel en aarde, en die Heilige Gees groet u vanoggend met die woorde: moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord op daardie seëngroet en ons loof hom met ons hele hart. Kom ons sing saam lied 2 en 2, loof die Heer, hy is goed.
Terwyl jy net so sit, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, hier waar ons vandag bymekaar kom, om U te eer, in 'n kerkgebou wat hierdie jaar, Here, 100 jaar oud is. 'n Diep en groot erfenis wat U vir ons hier agtergelaat het. Ons voorouers het hier aanbid, Heer. Sondag na Sondag het hulle hier gekom en saam gesing die liedere wat ons vandag ook sing. Hulle het die woord gehoor, die Bybel gelees, daar is verkondig, gepreek, daar is saam gebid, 'n diep en groot erfenis in hierdie 4 mure. Maar selfs meer as dit, Here, het U ons so bymekaar gebring, te danke aan dit wat U gedoen het vir ons voorouers. Hulle was eens in diepe nood. Dit het gevoel asof niks hulle sou kon red nie. En alles het gesê dat dit is onmoontlik. Maar U, Here, U het weer eens bewys dat vir die mens is baie dinge onmoontlik, maar vir U is alles moontlik. Ons is hier, Here, omdat U ons hierheen gebring het. Ek bid, Here, dat U vanoggend uit die woord uit met ons sal praat. Dat dit wat ons hoor, werklik plek in ons lewens sal vind en dat ons sal onthou die werk wat U doen. Die groot krag wat daar in Jesus Christus, ons Here, is. En hoe U Heilige Gees ons voorouers en ook vandag nog ons lei en bestuur. Dankie daarvoor, Heer. Ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit die woorde van Paulus in die brief Efesiërs. Efesiërs 2 lees ons saam en dit lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. 'n Gedeelte waarin Paulus die gemeente in Efesiërs herinner van wie hulle is en hoe hulle uiteindelik ook geword het wie hulle is vandag. Hy sê vir hulle die volgende. Hy sê: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van onsigbare magte, die gees wat daar nou in die werk is, in die mens wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding
kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoor weer hierdie woorde, geliefdes. God het ons gemaak wat ons nou is. Kom ons dank die Here daarvoor. Kom ons eer hom, geliefdes. En net daar waar jy sit, sit maar net so en kom ons sing saam. Lied 510. Genade onbeskryflik groot. Geliefdes, wat het God met jou lewe gedoen? Wie is jy sonder God? Ek dink ons dink soms baie vlak oor ons eie lewens. En die pad wat God met ons as mense stap. Ons maak baie keer die fout om te dink dat ons na God toe kom en dat ons na God toe kom en sê ons kies jou en ons vat God aan die hand en stap 'n pad met hom. Ons dink dat omdat ons in hierdie kerkbanke kom sit, omdat ons in ons geloofsbelijdenis, toe ons 17 jaar oud was, hier gestaan het en ons geloof bely het, dat ons 'n keuse gemaak het vir God, hom geneem het en hom saam met ons vat. Maar niks, geliefdes, kan verder van die waarheid af wees. U moet vanoggend hoor en besef, God stap 'n pad met jou. Hy het vandat jy in die moederskoot gevorm het, jou alreeds in sy hande geneem en jou
op hierdie pad in die lewe gelei. Ek wil dit nog een stapie verder vat. Kan jy dit indink? Dat God nie maar net in die moederskoot al met jou 'n pad stap nie, maar met generasies heen. Dat God ons bestem het vir hierdie tyd en dat God al met ons voorouers 'n pad gestap het wat ons gebring het waar ons vandag is. Ons hoor daardie ou bekende lied. Julle sal dit goed ken, die een wat die ou Koos Du Plessis ons leer sing het. Al wat ek is genade. Al wat ek het, is net geleen. Nou geliefdes, hierdie vind sy volle waarheid juis in ons erfenis vandag op Geloftedag. Geloftedag het al baie kleure gehad. Dit is al op verskeie maniere benader. Mense het dit al probeer op sekere maniere formuleer en uitmaak. Maar daar is in waarheid vanoggend, hier waar ons by mekaar is, die een ewige waarheid wat bly staan. Dat wanneer dinge onmoontlik lyk, dat wanneer alles verlore is, wanneer dit wil lyk asof die dood aan die deur klop, die wat op die Here vertrou, nie teleurgestel staan. Paulus skryf in ons teksgedeelte vanoggend aan die gemeente in Efesiërs. Efesiërs was 'n redelike ryk gemeente gewees, maar dit was 'n gemeente gewees wat baie vyande gehad het. Dit was 'n gemeente gewees wat werklik waar aangevat was oor dit wat hulle glo. Ons lees ook in die boek van Handelinge hoe Paulus juis in Efesiërs weggejaag is as gevolg van dit wat hy glo en die gemeente wat hy daar kom stig het. En as Paulus nou in hierdie brief aan hierdie gemeente skryf, dan begin hy deur om vir hulle te herinner wie hulle is. Hy herinner hulle dat hulle eintlik dood moet wees. Hy herinner hulle en sê vir hulle, julle behoort in alle reg gestraf te word vir julle sondes. En jy, liewe Efesiër, jy is eintlik dood as gevolg van jou sonde. Maar te danke aan die kruis op Golgotha, het Jesus Christus ons gered van die dood. En het ons nuwe lewe in hom gevind. En dan sê Paulus vir hulle die volgende: die rede waarom God jou lewend gemaak het, is omdat hy jou innig liefhet. Omdat hy vir jou omgee. Maar nie net dit nie. Dit is omdat hy genadig is. Sien, hy herinner hulle hierdie woorde. Vers 8 staan altyd vir my so duidelik in die woord van God uit. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Uit genade is julle gered. Ons dink terug vandag aan 16 Desember 1838. En daar was baie bespiegelinge. Nou ek is geen historikus oor
daardie tydperk en Bloedrivier nie. Maar van dit wat ek wel kon lees en vind, was daar plek bespiegelinge of dit ooit die moeite werd sou wees, of nie net die moeite werd nie, of dit iets is wat ons moet doen om 'n gelofte af te lê. En geskiedskrywer sê dat Pretorius het met Silee sy gedagte van die gelofte gedeel. En Silee se antwoord op hierdie was: meneer, ek is bevrees dat ons die dag sal vergeet en ook sal verwaarloos en dat die toorn van die Here teen ons sal ontbrand. Maar na baie nadenke en na baie Bybelstudie, op 9 Desember word daardie gelofte afgelê. Op 15 Desember die aand weer, en na die slag op Bloedrivier op 16 Desember word dit weer herbevestig. Die gelofte herinner ons hieraan dat ons en ons nageslag hierdie dag sal onthou as 'n dankdag om die Here te eer vir dit wat hy gedoen het. Sien, daar bestaan soms tussen ons hierdie valse gedagte dat ons onsself hierheen gebring het. Dat jy vandag hier kom sit het omdat jou maale besluit het om 'n kind te hê. Dat jy hier sit vandag in Parys omdat jy sekere besluite gemaak het in jou lewe. Omdat jy iewers skool gegaan het, 'n sekere beroep gekies het en 'n sekere lewensstandaard gehandhaaf het met jou beroep, die geld wat jy maak en die lewe wat jy hier in Parys het. Maar jy, liewe kind van God, is net genade. Want as God op 16 Desember nie opgedaag het en die onmoontlike 'n werklikheid gemaak het nie, was nie een van ons vandag hier nie. Was nie ek of jy hier nie. Sarel Silee se vrees dat ons hierdie dag sal vergeet, skiet vir my 'n bietjie kort. Dis nie dat ons die dag vergeet nie. Dit is nie wat my bekommer nie. Dit is wat my werklik bekommer, is dat ons vergeet wie ons red. Dat ons nie met gewere en ossewaas gered is nie. Maar dat ons gered is deur die God wat hemel en aarde geskaap het. En dat ons vandag as erfgename van daardie redding sou vergeet dat selfs die redding op Bloedrivier skiet veel te kort en is veel minder as die ware redding wat ek en jy vandag ontvang. As ons vandag dink en dank, as ons nadink en dank, dan moet dit ook insluit die redding op Golgotha. Noem dit dan nou maar die bloedrivier van Golgotha, waar die bloed soos rivier geloop het vir my en jou, en dat ons nie maar net 'n tydelike redding gevind het nie, maar 'n ewige een. Ons onthou hierdie dag, want God tree op in ons lewens.
God tree op in jou lewe. Sien reg deur die geskiedenis, liewe kind van God, behoort hierdie vir jou uit te staan. Want geloftedag en die gelofte wat ons vandag hier ook aflê, is nie maar 'n belofte aan God om sy guns te probeer wen nie. Ons dink baie keer dat hierdie gelofte is afgelê om een of ander onderhandeling met God aan te gaan. Nee. Ons voorouers was baie meer wys as dit. Die guns is glad nie daar nie. Die guns inteendeel tel ver en veel teen hulle. Hulle maak 'n gelofte omdat hulle weet aan wie daardie redding behoort. Want ons voorouers ken daardie einste geskiedenis. Hulle het gehoor van Moses. Hulle het gehoor van Moses wat eens op 'n tyd by 'n see gestaan het en nie geweet het watter kant toe om te draai nie, want net agter hom is daar 'n oorlogsmag wat aanval. Ja, ek sou dink dat mense soos Andries Pretorius en Sarel sou geweet het dat God 'n pad deur die see kon maak. En wat van hulle kennis rondom verhale soos Sadrag, Mesach en Abednego, wat in 'n vuuroond beland het, omdat hulle glo in God. En dat hulle vir daardie koning gesê het, vir koning Nebukadnezar, jy sal ons lewe neem, maar selfs al red ons God ons nie, ons sal jou nie aanbid nie. En dat binne in die midde van 'n vuuroond het God hulle gered. En wat van daardie ou verhaal waarmee ons almal groot geword het in Daniël? Hy wat in sy binnekamer gebid het en daarvoor vervolg is en in 'n leeukuil beland het. Dat terwyl die leeu hom moet opvreet, het die Here hom gered. Ons voorouers het geweet van die verhale. Hulle het geweet van die gebeure deur die Bybel. Hulle het geweet dat dit wat vir die mens onmoontlik lyk, is nie by God onmoontlik nie. En daarom probeer hulle nie guns by God wen nie. Hulle probeer 'n geloofstradisie stig, dat hulle nageslag sal onthou, dat hulle sal weet, dat hulle is net genade. Maar ons is 'n trotse volk. En ons beroem onsself baie op wat ons kan doen. Dit is gevaarlik. Ons is 'n trotse volk wat dink dat ons ouers, en noem dit nou maar, hoe praat ons ouers altyd? Van die ou goeie Suid-Afrika. Dat hulle baie kon regkry, dat hulle banke kon stig, dat hulle geboue kon oprig en strate kon neerlê. Ons is 'n trotse volk wat vergeet dat ons is maar net genade. Dalk vandag is geloftedag die beste ding wat met ons as 'n nasie kan gebeur. Dalk is 'n dag so 16 Desember 'n goeie dag vir my en jou. Om te onthou wat God gedoen het en nie ons nie. Dat ons vandag onsself herinner dat ons het niks om op trots te wees. Maar dat God ons gemaak het wie ons nou is.
En dalk moet ons ook terugdink aan Golgotha. En dalk dink aan gebeure soos die barmhartige Samaritaan wat gered is. Soos die Here Jesus wat red en storms stil maak. Van God wat opdaag wanneer niemand daar is nie. Dalk moet ons onsself herinner aan wie ons behoort. En as ons dan nou vanoggend sou opstaan en die gelofte aflê, dan doen ons dit nie om God se guns te wen nie. Maar ons doen dit om hom te eer vir dit wat hy vir jou gedoen het. Geen been in jou liggaam, geen gebeure in jou lewe het sonder God gebeur nie. Jy is wat God gemaak het. Jy het in alle reg die dood verdien, net soos ons voorouers voor duisende die dood verdien het. Maar uit genade is jylle gered deur geloof. Geloof is die bewys dat God genadig is. Dit is 'n gawe, 'n geskenk uit die hand van die Here. Die feit dat jy vandag hier is, in 2025, hier in Parys, in Suid-Afrika, is 'n gawe van God. Al wat jy is net genade. Al wat jy het, is net geleen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons eer U vandag, dat U ons hierheen gebring het. En Here, as ons vandag hier is, dan word ons weer opnuut bewus, dat ons is maar net genade. Dat op hierdie gelofte dag, ons weer die gelofte sal aflê, nie om maar net U guns te wen nie. Nee, Heer, dit kan ons nie doen nie. Maar omdat ons weet aan wie ons behoort, en dat hierdie ons dankdag is vir die God wat ons gemaak het, wie ons nou is. Ons aanbid U, ons eer U, en ons gee U ons lewens. Maak ons, Here, soos 'n pottebakker wat werk met klei, maak ons na U wil, sodat ons kan wees wie U wil hê ons moet wees. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, in die boek van Klaagliedere, dan sê Jeremia in Klaagliedere 3 die volgende: Ek het gedink dit is klaar met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is soos gal en gif vir my. As ek daar nadink, dan draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, sê hy, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir die mens wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Uit hierdie woorde, geliefdes, is daar 'n stuk wysheid. Jy vanoggend iets wat jou gedagtes vasdraai. 'n Wonder oor waarheen ons as 'n nasie op pad is.
Dalk 'n bekommernis oor waarheen jou gesin en jou familie op pad is. Dra jou gedagtes vanoggend vas. Vind vanoggend hoop in daardie gelofte wat ons voorouers afgelê het. Dat God ook jou onmoontlikheid, jou seer en uitdagings kan herstel. Kom ons staan en dan lê ons hierdie gelofte ook weer af. Ek gaan dit vir ons voorlees en dan kan u na my volg. Soos wat ek die sinnetjie gelees het en tot stilte kom, kan u dan my volg. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as dankdag, soos 'n Sabbat, tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel. Tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word. Deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Amen. Geliefdes, net soos u staan, kom ons eer die Here vir hierdie gelofte en ons sing saam lied 280, Here Redder, groot en magtig.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir u teenwoordigheid vandag en dat so baie van julle ook na die diens toe gekom het. Mag julle 'n geseënde geloftedag verder hê. Steek dalk 'n vuurtjie aan en braai iets lekker, doen iets lekker vandag. Mag julle 'n geseënde dag hê. Totsiens vir julle almal en baie dankie vir alles. Totsiens.